ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 334. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal, wat beteken dat ons saai hierdie bonatuurlike evangelie woord internasionaal. Halleluja! Aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. So wanneer ons sien dat die mense kom tot bekering en ook natuurlik in die Engels. Daar's die Jaffa webtuiste, https://Jaffa. Dis die Engels.co.za. Die mense kom tot bekering. Vader is besig. Sou jy belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Dis daar. Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. En ek wil vir jou sê, daai boek is die oorsaak dat die Bybelgenootskap nou, verlede jaar, die einde van verlede jaar, die 1933 Afrikaanse Bybel geherdruk het. Al net 'n sekere hoeveelheid gemaak vir die 90ste verjaarsdag van die 1933 Bybel. Toe het ek mos 'n video gemaak, uitgesaai. Ek sê nou as julle so gaande is oor die 90ste verjaarsdag, hoekom druk julle nie 'n klomp Bybels en stel dit beskikbaar vir die mense nie? Want op daai stadium het julle 60, 50 of 60 jaar laas daai Bybel gedruk. Dan wil julle nou maak of julle verskriklik opgewonde is. En ek het hulle uitdaging gerig en hulle het geluister. Halleluja. Ek kry myne môre as Vader Liewing Sondagspark en een bestel. Ek kry hom môre. Jy sukkel om hulle te kry by die koemboekwinkels en by die P&A, al het dit nie al die tyd nie, maar iemand het vir my een gekry, so ek is baie opgewonde oor dit, vir broer Dennis baie dankie sê, en suster Estel, vir die Bybel, dis 'n geskenk wat hulle vir my gekoop het, so ons gee aan Jaffa al die eer. Nou op die stadium, dit wat ek gesien het van die Bybel, dit lyk asof dit werklik is, so ek gaan nou 'n dieper studie maak, en op een van die programme sal ek hom dan wys, ek gaan hom bietjie promote vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Nee, is nie vir hulle nie. Ek wil hê die mense, as daar is, dat jy kry, dat jy dit bære, it's not forever. Is net 'n stand. Maar as sulke dinge trek, moet jy maar kyk, daar is altyd 'n agenda, né? Nee, ons dankbaar Jaffa vir die boek, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, waar ek hulle al die goed uitgehaal het, en hulle op hulle punt gewys op dit wat hulle gedoen het. Kry die, waarom 'n Afrikaanse 4de Bybelvertaling. WhatsApp nommer 0722367124, webtuiste https://Jaffa.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin reg voor. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy verskillende kennisgewings kan ontvang. Stuur die kontak vir jou vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen in 'n 33 Bybel is baie belangrik. Kom ons besaam. Baie dankie Vader Jaffa vir môre dat ons as Jaffiste by mekaar kan wees en die wete dat ons in die waarheid leef. Ons lewe nie in 'n godsdienstige leuen van oortuiging van dogma en teologie nie. Ons lewe in die bonatuurlike geopenbaarde woord soos U dit vir ons gee. Baie dankie vir die waarheid. Johannes 17:17 sê, wandel in die waarheid, U woord is die waarheid. Dankie Vader, dat ons in die waarheid kan lewe. Sien die woord vanmôre, in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa Shoa, en elke Jaffa sê, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees. Nou vanmôre is daar 'n bietjie humor ook in dit wat koning Salomo sê. Ek mag vertraal dat my stem so bietjie krapperig is, maar dis die een opname op die ander een.
en hulle moet gedoen word. Koning Salomo sê hierso in Spreuke 19 vers 13, 'n dwaase seun is 'n ramp vir sy vader. 'n Dwaase, nou wat se ding is 'n dwaase? Dis dwaase seun is, en nou dink ons aan 'n klein seentjie, nee, dis volwasse seuns. 'n Dwaase seun is 'n ramp vir sy vader. Dwaas, onverskillig. En nou gaan ek maar so in plain Afrikaans sê, tree stupid op. Doen stupid dinge. Lewe in sonde. Lewe in ongeregtigheid. Funksioneer onder die invloed van ander vriende. Betrokke by verskillende goed in hulle lewens. En as ons oor 'n dwaase seun of 'n dogter praat, maar die dogters ook. Hulle is 'n ramp vir 'n vader. Hoekom? Want 'n vader wil die beste vir sy kinders gee. Halleluja. Ek glo u wil ook. Ek het gesê in die reeks, ek het 'n reeks gedoen, dalk kan ek dit net noem, 100 uitsendings van 'n halfuur lank. Tieners en die Bybel. Ek het omtrent 2 jaar terug gedoen, 3 jaar terug gedoen. Ek wil vir u graag sê, as u kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, oumas en oupas, paas en maas, kyk saam met jou kinders en jou kleinkinders na hierdie reeks. En as die kinders nie meer by jou is en die kleinkinders, jy kyk na dit. Kennis, het pa Nick gesê, my vader is mag. En die meer ons weet, die meer kan ons gebruik. So op die webtuiste lê die reeks, tieners en die Bybel. Begin by deel 1, deel 2, stap hom so deur. Maak vir jou 'n Bybelstudie van dit. Dan sien jy hoeveel dinge vind ons uit wat ons niks van geweet het nie. Nou ek het altyd gesê, wel in my eie lewe, my kinders groot gemaak, ek het ook foute gemaak. Ek is seker, u het ook 'n paar foute gemaak, soos ons almal maar maak. Hoekom? Omdat ons mens is. Ek het nie 'n voorgeskrewe manual gekry wat gesê, so maak jy 'n perfekte kind groot nie. Nee. Ek het ook nie doodgeslaap soos my pa nie. My pa het geglo lyfstraf eerste. Ek was bietjie anderste gewees in my opvoeding met my kinders. En as ek vandag terugkyk, dan dink ek nie ons het te bad gedoen nie. Regtig nie. As ons sien dat hulle is almal besigheidsmense en Jaffa's, hulle kinders is ordentlik, almal van hulle, en Jaffa is besig. Is dit nie wonderlik nie? Dan het ons nie te sleg gedoen nie. As ek ook sien dat hulle kinders is goeie mense. Jy moet net onthou, nie een van ons is perfek nie, ons almal maak foute. Maar dis wanneer ons 'n fout maak, ons dit self kan sien en erken, ek het 'n fout gemaak. So geen pa en ma maak 'n kind groot vir die hel nie. Die hel is nog nie daar nie, maar dis vir die toekoms. Geen pa en ma maak 'n kind groot om 'n drug addict te wees nie, of 'n rapist, of 'n drankverslaaf. Daar gaan ons kan aangaan. Geen pa nie, of ma nie. Ek dink baie keer van die goed wat in kinders se lewens is die goed wat hulle dalk by die ouers gesien het. Ai, toe hulle klein was. En daar's 'n Engelse gesegde wat sê, I want to be like my daddy. Kyk so 'n bietjie terug, baie waarvan die probleme kom, maar dit kan wees voordat u tot bekering gekom het. Dan neig ons nie na die agtergoed nie, ons trek na wat voor is, sê die woord. So seun en dogter is 'n ramp vir sy vader en sy moeder. Dit bring skaamte oor hulle. En nou hier is 'n interessante gedeelte. ek wil dit amper nie lees nie. Mammies, maak julle ore toe, pa, stuur maar vir 'n koppie koffie. En die gekuif van 'n vrou is 'n aanhoudende gedrup. Daar's selfs koning Salomo het 'n kraan gehad wat gedrup het. As jy nou wil geïrriteerd wees,
laat daar 'n kraan wees wat nie mooi toe is nie. En hy drup in die ons moet mos 'n zink, julle weet wat 'n zink is, maar die skol moet gewas word. En jy hoor daai water sê tik, 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 tik. Jy sal nie slaap nie, glo my. Jy sal opstaan en jy sal daai kraan toemaak. Of jy sal die volgende oggend gaan en 'n velletjie gaan koop en hom insit. As jy nog nooit 'n velletjie in 'n kraan gesit het nie, gaan jy dit doen. Hoekom? Dis 'n irritasie. 'n Kraan wat drup. Wel, dit het koning Salomo geïrriteer. Dis daarom skryf hy en die gekuif van 'n vrou. Wat se ding is gekuif? Ek dink 'n mooi Afrikaanse woord is 'n genek. Ek sê dit is elke vrou se reg om te praat. Ek het altyd gesê, die wêreld het gesê, agter elke suksesvolle man, agter staan 'n suksesvolle vrou. Ek het gesê nee. Ek het dit verander. Ek het gesê, Lance, elke suksesvolle man staan 'n suksesvolle vrou. Pastoor Rika staan nie agter my nie, sy staan langs my. En sy het net soveel deel in hierdie bediening as wat ek het. Nagte wanneer ek lankal slaap, ek gee haar opdragte. Ek kan my vrou 'n opdrag gee. Hoekom? Want sy is ook 'n pastoor. Sy is ook sy kon ook al 'n dokter gewees het of whatever. Maar sy doen verskriklik navorsing. Ek gee haar onderwerp en ek sê, doen vir my navorsing en dan sy besig. En dan na 'n dag of 2 dan sal sy kom en sê, dis wat ek het, hier's my bronne, dis my inligting. Verstaan jy wat ek sê? En ek doen dit ook met baie van die pastore wat klaar gegradeer het. Ek sê, gaan doen vir my navorsing oor dit, doen navorsing oor dit. Gaan kyk bietjie na dit. Wat sien jy daar? Want in die tussentyd dan, weet wat doen dit? Ek kweek daar die belangstelling. In ons pastore is nie net mans nie, dis pastoor mans en vrouens. Dan sê ek, gaan doen dit, doen dit, doen dit. En dan kom hulle terug en sê, prof, dis wat ek gekry het, dis wat ek verstaan, dis. Die gekuif van 'n vrou is iets wat 'n genek. Oor en oor en oor en oor dieselfde ding. Ag, ek weet, julle het nou nie sulke probleme nie. Wel, gelukkig is die ateljee se deure toe, pastoor Rikas nie binnekant nie. Anders het jy dalk gesien die video maak soos hom afsit en eers kon staan hier voor my. Wat het jy nou gesê? Nou nie regtig nie. Nee, ja, in ons huwelik het my vrou soveel reg om te praat as wat ek het. En ek is oor een ding bly, sy het nie nodig om te kuif oor niks nie. En baie keer dan die gekuif waarna 'n man so graag na verwys, en 'n koning Salomo ook, dis maar iets wat hy op sy hals gelaai het. Baie keer word goed nie gedoen as die vrou nie kuif nie. Ek weet in my eie lewe het ek dit baie keer gevind. Ek werk met my hande. Ek sit toe ons huis ingetrek het, so 2 jaar terug, ek het nuwe kaste ingesit en alles, maar die werk was nie alles gelyktydig klaar nie. En partykeer wanneer jy op die minste lus is vir dit, dan sal sy kom en sê, nou wanneer gaan jy daai skeniere aan daai kas se deur sit? Of wanneer gaan jy die deure aan die kas hang? Maar ek het eers die karkaste gebou, en toe heel laaste die deur aan. Wanneer? Staan in die garage, nou wanneer is jy van plan om dit te doen? Sy, ja, as mens dink jy sy kuif, maar sy het klaar, want sy is bang vir stof wat op die klere kom. Daar is maar stof in enige huis. Verstaan jy waarvan ek praat? So baie keer dit wat ons dalk sien as gekuif, 'n genek, is juis om ons mans op ons tone te hou. Het gebeur. Ek wil nie sê ons as mans is partykeer lampsakkig nie, of nee, ek moet dink partykeer bietjie stadig. Sal dit dalk nie vandag doen, ons sal môre na dit kyk. Mama sê vandag, jy gaan dit klaarmaak vandag. Hoekom? Want ek wag 3 maande vir dit. Vandag. Voor jy gaan slaap, gaan dit klaar wees. En jy weet, dis 'n gekuif. Dit klink ook soos 'n deur wat, as jy hom oop en toe maak, vat bietjie kiwi en spuit bietjie kiwi daarop, kiwi 3 en maak sy bek stil, dat hy net ophou, soos daai deur net ophou, daai skenier so raas. En dis net om 'n bietjie iets op te spuit, olierigheid.
En dit is wat koning Salomo hier gebruik. Die gekyk van 'n vrou is 'n aanhoudende gedruk. Maar uit hierdie goed kom daar partykeer goeie goed voor. En weer wil ek sê, kom ons gee aan die vrou eer. Die Bybel sê gee aan die vrou eer as die swakker geslag. Grappie. Ek wil nie vyande maak nie. Ja, maar ek wil vir jou een ding sê, as dit nie is vir die vrouens wat partykeer ons bietjie op ons punte druk nie, dan sal seker is goed amper nooit gedoen word en ander dinge kom nie waar dit veronderstel is nie. Maar kom ons gee aan hulle al die eer, aan die vrouens. Al is hulle 'n bietjie kuiverig hier en daar, al is daar so 'n bietjie geneggery, maar kom ons gee aan hulle, die Bybel sê, en ek gaan afsluit, hy sê, gee aan hulle die eer as die swakker. En wat sê die woord, toe hy vir Eva by Adam bring, sê hy het 'n hulp vir die man gemaak. Ja, nee, ons is so dankbaar dat ons in die gees en in die ruach kan funksioneer as 'n man en vrou wat langs mekaar staan. Tot môreoggend as Vader Lewing Gesondheid Spaar, Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.